Vriende, hartlike goeiemôre. Dominee Andre kan nog lekker sommer so almal groet terwyl ons aan die gang kom. Wees rustig, sê hallo vir almal. Dis so lekker om vir Dominee Andre en Janetta hier te hê by ons vanoggend. Ons waardeer dit opreg. Vriende, hartlik welkom hier in die erediens so op Nasionale Tuindag. Wat 'n voorreg is dit om so met die mildelike reën te ervaar dat ons eintlik so geseënd is. Ek onthou daar op die platteland op 'n stadium nou tot so 'n biddag vir reën. En die een oom begin bid en hy sê, Here, laat dit asseblief reën, maar dit moenie net so tip nie, dit moet so tjor. So ek sal dit altyd onthou, nogal sterk voorskrywend oor hoe hierdie reën dan nou moet lyk. Nou, vriende, daarmee saam het ek die weekie voorreg om met Prof Malan Nel so vinnige koffie te drink en Prof Malan sê vir my toe ek vra hoe gaan dit, toe sê hy, Dewel, dit gaan baie goed vanoggend, want my bed is leeg en my skoene is vol. Is dit nie mooi nie? My bed is leeg en my skoene is vol. So mag ons vanoggend met daardie gewaarwording hier by mekaar wees en sommer net ervaar dat die Here saam met ons dan ook vanoggend hier is. Kan ek sommer sien die doopouers, waar is julle en die Daar sê hy, dankie, wat 'n voorreg. En is daar familie, vriende wat vanoggend saam kuier, daarom net loer, wonderlik. Dit is so spesiaal om julle almal vanoggend hier te hê. Baie dankie. As daar vanoggend enige nuwe intrekkers is, mense wat kom besoek aflê, dalk vir die eerste keer hier is en voel, maar hierdie is 'n familie waarvan ons graag wil deel word. Na afloop van die erediens, gaan ek hier voor by die nagmaaltafel wees. Hendrik gaan sommer saam met my voor staan. Is ook nogal, as jy nie van my hou nie, gaan jy van hom hou in elk geval. So as kerkraadslid, en dan gaan ons sommer net lekker beter kennis maak en sommer dan ook 'n koffieafspraak maak. Vriende, ons dink aan die volgende lidmate, Pieter Oosthuizen, wat op 14 Oktober 'n skouervervangingsoperasie sou ondergaan. Die operasie is ongelukkig uitgestel weens gesondheidsuitdagings. Ons bid sommer vir hulle in hierdie tyd. En dan Betsy Skaap wat op 27 Oktober 'n voetoperasie ondergaan. Hulle gaan nou weer 'n keer opereer, verder opereer. So ons wil vra dat jy asseblief saam met hulle ook as familie sal bid in hierdie tyd. En in daardie tyd waar sy afwesig is ons so dankbaar dat ons wonderlike mense het wat vir ons instaan. Joyce, baie dankie, en ons het vandag vir Tanya Wolfhard as solis hierso ook, baie dankie. Dankie vir julle wat ons ook begelei tot 'n ontmoeting met die Here. Vriende, dan wil ons ook net vir Jenny Rath aan die Here opdra. Sy word 20 November geopereer. Dis 'n tweede rugoperasie, eintlik 'n derde rugoperasie. Dan oom Jack Wicker, hy het altyd hier in die linker blok gesit. Hy was onlangs vir 'n breekoperasie en sy herstelpad is baie moeilik. Hy het nie goed op die narkose gereageer nie en ons wil ook sommer net vra dat u regtig vir hom sal bid in hierdie tyd. En Marie May, moeder van Elna van Wyk wat tans ook gesondheidsuitdagings ervaar, sy is dan ook in 'n versorgingseenheid opgeneem. Vriende, ons het vandag verjaarsdag, Rietie Janse van Rensburg. Ek het haar nou nie vanoggend so vinnig gesien nie, ek weet nie of sy dalk in die tussentyd al ingekom het nie. Ek loer nou so vinnig. Dan sê hy dankie. En dan Hester Maree het vir ons 'n pragtige foto uit die Kaap uitgestuur. 'n Kolwyntjie foto om net te sê sy verjaar vandag. En oom Pieter Roberts, oom Pieter waai sommer net so vir ons dat ons daarom net sien waar oom ook is. Dankie oom Pieter wat ook deel is van die verjaarsdag 80 en op. Oom Pieter, mag ek vra, hoe oud is oom vandag as ek? 87, wonderlik. Nou, ek het die voorreg gehad om by 'n dokter te bly in die Parel en Dr. Pieter was een van sy mentors gewees. So ek het 'n hele jaar daar by Dr. Andries Burger gebly en toe ek en oom Pieter mekaar beter leer ken, toe kom ons agter maar oom Pieter was sy mentor ook gewees in daai tyd. Dan verjaarsdag die week, Brian Edwards, Henrike Pitter, Franco Smit, Emma Batee, Liam Etzel, Beatrice Liebenberg en dan Laries de Jager en Charles Becker. Dit is dan ons verjaarsdag vir hierdie week. Dan ons dankmaand, vriende. Soos ons nou vanoggend gesien het, ons hier in Giovannetti straat afry, hoe pragtig is Pretoria in pers getooi. Toe besef ons net weer
ons maak gereed om nog 'n jaar toe te vou en weg te bære. Daarmee saam met ons dan altyd ons 10de maand dankoffer, dis ons dankbaarheidsmaand en ons as gemeente is so geseënd en so dankbaar vir alles wat ons so mildelik uit die Here se hand ontvang en daarom wil ons ook vir u vra om in hierdie tyd ook 'n 10de maand dankbaarheidsoffer te oorweeg. Ons wil sommer uitnooi, die skrywe is in die gemeentebrief en die video ook in die elektroniese weergawe daarvan gaan loer gerus. Hier is gemeentebriewe by die deure ook beskikbaar as u dalk nog nie een ontvang het nie. Dan vriende, ons wynveiling 28 November, ons jaarlikse wynveiling is om die draai. Daar gaan binne die volgende 2 weke meer inligting beskikbaar wees. Dis een van ons grootste fondsinsamelings. Dit is in samehang met die Agterparel gemeente, so maak asseblief 'n knoop in die oor. En dan vriende, ons sê die 16de November, ons herinneringssondag. Ons wil almal wat die afgelope jaar van November 2024 tot November 2025 oorlede is, in herinnering roep, sodat ons altyd sal onthou om te onthou. As u dalk weet van iemand wat u graag daardie Sondag in herinnering wil bring, ons praat ook van mense buite die gemeente, is u welkom om net vir die kerkkantoor dan 'n lykie te gee. Vriende, dan net vir ons kinders, hiervoor is inkleerprentjies, daar's nou nie vandag kinderbediening nie, maar hiervoor is inkleerprentjies, kruite, die wat in die kinderkamer is, hulle het hulle eies daar, maar as jy vanoggend hier in die erediens sit en jy voel, jy wil graag vir ons 'n pragtige skildery maak, onthou, aesthesie, estetika, dis belangrik vir eredienste dat ons kunstsinnig ook met die erediens omgaan. So teken vir ons 'n prentjie. Julle is so welkom. As al kinders is, julle kan enige tyd hiervoor kom haal. Moenie bekommerd wees nie. As ons oop is, toe is enige tyd kom kry net 'n prentjie hiervoor. Dominee Andrei, baie dankie. Ek is bly. Onthou net om die mikrofoon aan te sit. Ja. baie dankie. Nee, glad nie, dit is so 'n reuse voorreg om Dominee Andrei hier te hê vandag, en as ons so deur al hierdie pragtige goed gaan wat in die gemeente gebeur, dan sien ons ook iets van Dominee Andrei se vingerafdrukke daarop, so dankie daarvoor, en dit is so 'n voorreg. Waardeer. Sit hom net aan op die ding, en dan behoort hy reg te wees. Vriende, baie dankie, Dominee Andrei, sterkte vir vanoggend. Maar baie. Daar kry jy die knoppie. Waar's dit? Ek het dan daai, maar goed, jy kan my later leer. Die jong mense leer ons van al hierdie wonderlike nuwe goed. Liewe mens, hierdie is eintlik belangriker as wat 'n mens besef. Dit is 'n klein ontmoeting met die Here. 'n bewuswording dat hy hier is waar sy woord en sy gees teenwoordig is. Dit eintlik niks, kan 'n sterker woord gebruik, met die dominees te doen nie. Dit het te doen om iets van die teenwoordigheid, die geheim van die werklikheid te ervaar. Te meer dat dit nasionale tuindag is en soos Dewald tereg gesê het, dat die wêreld so mooi kan lyk, en dat die reën gekom het. Kan julle nou dink, kinders, ons het altyd, die ouer mense het, nou is ek ook een, maar het altyd gesê, die reën kom met oom Paul se verjaarsdag 10 Oktober, en 9 Oktober, die aand het dit gereën, en die 11de Oktober, rondom oom Paul se verjaarsdag, het ons eerste reën van jaar gekry. Is dit nie 'n wonderlike ding nie? En die mooiste van alles is dat ons 'n doopdag het en dat ons 'n seentjie
uit Nieu-Seeland uit William Pelser Rees as gemeente gaan doop. So dis die heerlikste om julle hier te hê. David, Magrietjie, waar's Harrison? Hy's daar binne by ouma. Ou PC, hulle is daar, hulle is reg. Baie dankie. So baie welkom in die besonder aan julle en julle familie. Hierdie ontmoeting met die Here vind plaas omdat hy ons eerste liefhet. Hy is die drie-enige, die driemalige. Hy is ons hemelse Vader en skepper van hierdie wonderlike planeet. Hy is ons verlosser deur Jesus Christus wat hy gestuur het. Hy is die misterie, die teenwoordige deur die Heilige Gees. Amen. Vriende, 'n mens moet darm Oktober maand lees. As jy hom nou in 'n erediens gehoor het verlede week, dan is dit nou goed dat 'n mens hom 2 keer hoor. Maar dit is 'n belangrike ding om elke jaar weer na te luister. Viooltjies in die voorhuis, viooltjies blou en rooi. Viooltjies oral op die veld en oral. Ai, so mooi. Dit is die maand Oktober, die mooiste maand. Dan is die dag so helder, so groen is elke aand. So blou en sonder wolke, die hemel heerlik bo. So blomtuin vol van kleure, die asfaal ou Karoo. Dit is die maand Oktober, die akkerboom is groen. Die bloekoms langs die paaie is almal nuut geboen. Hoor jy die ou taal van oom Dr. Louis Leipold. Die bloekoms langs die paaie is almal nuut geboen. En oral in die tuin rond ruik jy sering en roos, jasmijn en kykiepiering, lemoen en appelkoos. Dit is die maand Oktober. Die kokkewiet is uit. Boomsingertjies en kriekies, die hoor jy orals fluit. Fiskaal is op die oorlog, daaronder by die sluis. Daar is 'n dor ou doringboom, sy spens en sy kombuis. Ek is nog in Oktober, die mooiste maand. Wat gee ek om die winter, wat praat jy nou van my? Wat skeel dit as ons later weer donker dae kry? Ek is nou in Oktober, die mooiste maand, met elke dag so helder, so pragtig elke aand. Viooltjies in die voorhuis, viooltjies blou en rooi, viooltjies oral op die veld en oral, ai so mooi. 'n Blommetjie wat in die droë Namakwaland, sowel as in die nat Nieu-Seeland. David, it's a very precious and very flower in your, as you know, in your own country. Something that binds us, these flowers. Kom ons sing. Ons Vader, alles in die lewe het deur U wil tot stand gekom. U Gees het oor die vloed geswewe. Wens die Bybelvertalers wil fladderhang gebruik. En dis vir al die voëlliefhebbers baie belangrik, hierdie hover, hierdie fladderhang, want dis eintlik wat in die Hebreëus staan. U Gees het oor die vloed geswewe, die aarde is U eiendom. Nie die Israelies nie die Amerikaners nie die Russe nie. Die aarde is U eiendom. Dis 'n belydenis. Dis ons eerste primêre basiese belydenis. Die aarde is die Here se. U het lig geskep naas duisternis, naas nag, 'n dag wat helder is. Kom ons sing hierdie belydenis, al die verse. Baie dankie, Joyce.
Ons Afrikaanse digteres, Ina Rousseau, was vir hierdie wonderlike gebed verantwoordelik. Hoe het hulle gesê, God is 'n digter. En die mense wat digters is, het 'n besondere gawe van die Here ontvang. Dis ook nou die eerste keer dat ek hier is, sedert ons oudlidmaat Wilhelm Jordaan ons verlaat het, so dink ook in besonder in vanoggend aan Wilhelm. Vir die kinders, ek het gedink jy gaan baie minder wees, maar baie dankie dat julle hier is. Dis ons nou lekker vakansietyd en ek wil sommer 'n ou verhaal weer vir julle vertel wat julle dalk al gehoor het. En ek moet bely, ek dink ek is saam met die groot mense, ons ken nie die helfte van die verhaal of hierdie weergawe wat ek gaan vertel, want dit is natuurlik deel van die ou Griekse legendes en so met die tyd het dit verskillende weergawes gekry. Nou die storie, soos julle weet, gaan oor die koning van Frigië, Midas. Hy was 'n weewenaar en die kosbaarste ding wat hy gehad het, was hulle dogtertjie. Maar as jy nou sou kyk na sy lewe, dan was dit nie die kosbaarste nie. Hy sê vir jou sê, dis die kosbaarste, maar as jy kyk wat hy doen, dan is dit nie vir hom die kosbaarste nie. Al sy wonderlike goed wat hy daar in die skatkamers van sy paleis gehad het, was vir hom belangrik. Selfs belangriker is die groot, mooi tuin buitekant. En die meeste wat hom die meeste gefascineer het, waarop hy al sy aandag, al sy tyd spandeer het, was die goudstawe. En hy het gereeld daar tussen sy goudstawe rondgestap. En dink jy het baie gelukkig gevoel? Nee, vreemde ding, nee. Vreemde ding. As jy so baie goudstawe het, is jy eintlik ontevrede. Want jy wil meer hê. En toe verskyn daar 'n figuur in wit aan Midas. En hy sê, o koning, is u tevrede met al u rykdomme? En Midas sê, om eerlik te wees, nee. Hy sê, koning Midas, wens enige wens, ek sal graag dit in u lewe vervul. En Midas sê, ek wil alles in goud verander. As ek so daaraan raak, word 'n goue boek, 'n goue rekenaar, 'n goue horlosie, ensovoorts. Hy sê, u wens sal vervul word môreoggend, wanneer die eerste strale deur jou kamervenster skyn. In die oggend toe hy opstaan, weet nie wat drink die ou Grieke. Nie maar, sê maar, dit was so 'n koffiebeker en hy vat so aan die koffiebeker so wraggies, daar word dit goud. En hy hardloop so die gang af en raak aan die mure en die goed, en alles verander goud soos wat hy aan het.
soos wat hy aan het raak. Hy hardloop so deur die tuin daar na die kelder toe om te kyk of daar nie dalk nog goud ook bygekom het nie. En hy raak so aan die rose en so wragties, hier verander die rose in goue rose. Hy gaan sit aan tafel en wil sy ontbyt geniet, maar toe hy so aan die lepels vat, toe verander dit in goud. Hy is daaroor baie bly, maar toe aan die kos vat, toe verander dit ook goud en hy kan dit nie eet nie. En met die hardloop sy klein dogtertjie in. Sê, papa, iets verskrikliks het gebeur. My rose het nie meer geur nie, my rose het nie meer kleur nie. Alles is net so 'n geelerige iets. Hy sê, ag my skat, wie eintlik het 'n wonderlike ding gebeur. En hy stap na haar toe, en toe hy so aan haar arms val, verander sy in 'n goue standbeeld. En hy besef, hoe dom is ek nie, om te kan raak sien wat regtig waarde het nie. Hoe dom is ek nie om heeltyd ontevrede te wees en nie te sien hierdie mooi tuine, hierdie mooi paleis, hierdie mooi dogtertjie, al die mooi herinneringe wat ek vir my vrou het. En gelukkig verskyn die wit geklede figuur weer en sê, Koning Midas, is jy nou tevrede? Hy sê, nee, ek het 'n groot fout gemaak. Ek is ontevrede met myself. Ek het verskriklik verteer en so. En, nou nie die storie te lank uit te rek nie, gaan lees dit maar in 'n boek. Sê die man, en dis vir ons as Christene nogal belangrik, want dit klink amper soos die doop waaroor hy praat. Hy sê, Koning Midas, as jy nou wil, kan jy daar na die fontein toe gaan waar die water uitborrel. En van daai water neem en oor alles giet wat goud geword het, sodat dit weer kan wees soos wat dit deur God geskep is. En dadelik het koning Midas gegaan en hy het water geskep. Eerste oor sy dogtertjie gegooi, want sy moes eintlik eerste wees. En daar word sy wakker uit haar goud en die goud verval. En sy sê, papa, wat het nou gebeur? Sê, papa se oë het gelukkig oopgegaan, my kind. Dis wat gebeur het. Ek hoop julle geniet die storie. En nou kom ons by die wonderlike van David en Magrietjie se seentjie. So, kom ons doen dit so, ons sing 'n lied. En as ons die lied klaar gesing het, David en Magrietjie, dan kom julle en neefies Andrei en Adriaan en natuurlik PC, julle kan eers inbring nadat ons moet fokus net op een ding. Ons fokus nou op die lied en dan bring julle in en dan kom David hulle vorentoe en ook Harrison wat daar iewerste is. Jy kan dink hierdie seentjies. Hulle moet net nie 'n graaf hier buite kry in hierdie mooi tuin van ou Jabu iets aandoen nie. Maar hulle is doenig daarso by Piet hulle en Corrie se huis. Goed, kom ons sang. Ek sê sittende, maar miskien is dit tog goed dat ons dit staande doen en so 'n bietjie die bloedsomloop verbeter. Dankie. Oupa Piet en PC wat Pelsers is, gaan vir William inbring.
Margrietjie, jy en David kan gerus ook daar hier kom. Hulle kom inwag. Hulle moet tog net stadig loop, want dit is nou breektyd. Stadig, ja. Dankie PV. Is hy nie wonderlik nie, in die dooprok, waar al die kinders gedoop is. Ek dink hulle name is daarop, ek sal kyk of ek dit kan. My oë sterk genoeg is om dit te kan lees. Kom julle sommer saam kyk, ja, kom asseblief julle. Harrison, kom staan sommer hier voor, asseblief. By jou pappa en mamma, ja. Hierdie Harrison word in Christchurch groot. Maar sy Afrikaans is onverbeterlik. Trouwens, sy Afrikaans is so goed, hy help sy neefies wat hier in Pretoria 'n bietjie slang praat. En dit gee ou sommer hoop vir Afrikaans, dat mense, is dit nie wonderlik nie? Baie dankie. Hallo my seentjies. Adrian, Andre. Okay, baie geluk, hoor. Baie geluk, ja. Maar die mense wat julle sien, kom staan net hier voor. Dankie so, ek kan julle sien nie, ja. Ja, dis reg, dis goed so. Dit mooi. Goed mense, kom ons fokus. Ek gaan sommer hierdie manne se hande vashou. Kom hier. Hou julle 'n bietjie hande vas, ja. Liewe Here, baie dankie vir 'n nuwe boetie, vir 'n nuwe neefie, vir 'n nuwe seentjie. Dankie dat ons gemeente so bevoorreg kan wees, dat klein William juis hier die teken van u liefde kan ontvang. Here, gee vir ons wysheid, soos wat koning Midas uiteindelik gekry het. Amen. Wat sê hy? Sy lus vir water. Wat sien hy homself? Dis goed. Kan jy nou dink, hoe goed is dit? Ja. Jy kom soms so, kom soms staan hier so. David, kom staan jy ook hier. Naby. Ek sê reg ophou. Nee. Goed, net so klein. Ag, ons moet so vat. William Belser Ries. Ons as gemeente doop jou in die naam van God, die Vader, Jesus Christus, die Here en die Heilige Gees. Dis kort, maar is daar. Lei mooi die klok, nee. So. Ek dink julle moet nou daai spesiale liedjie speel. Ek gaan net, as ek bly julle net hier, bly net hier. Wat sal sê?
Dit was wonderlik. Baie, baie dankie. Kan ek daai woorde net weer lees? Want dit is so treffend. Baie, baie dankie. Ergens kom 'n kind vandaan, weerloos, klein en sonder naam. Daarom gee hom 'n huis, gee ouers wat sal sê, jy, kom woon hier by ons. Ons sal in die wêreld oor jou mens wees waak. Ons sal sorg dat liefde jou 'n mens sal maak. Ons sal sorg dat liefde jou 'n mens sal maak. Beloof julle om dit aan William te doen? Ja. Met julle hele hart, soos wat ons julle ken. Baie, baie dankie. Baie dankie. Dan is hier nou ietsie wat hierdie seentjies bietjie moet oorhandig. Ek dink die neefies moet dit doen. Kom ek maak julle hande gou droog. Gaan jy nie hierdie kersie vir Tannie Magrietjie gee nie? Dan vat jy hom so en gee hom daar vir Tannie Magrietjie. Kan jy hom mooi vashou? Ja. Jy hoef nie, jou hande is nou droog gesreg. Adrian? Ja. Ek kan nie tussen hulle onderskei nie. Ja, Adrian, hier moet jy nou ook die boekie gee. Nog so. Is jou hande nog? Ja, sê. Gee hom daar so. Baie dankie. Dankie dat ons dit kon sien en saam met julle beleef. En dat julle lank gevlieg het hiervoor. Baie dankie PC, jy teruggekom het van die kamp. Dankie oupa, 77, een van die dae. Ja, dankie baie. Dit is wonderlik om julle te hê. Here God, baie dankie vir alles wat ons kan beleef. Papa en 'n mamma en 'n baba seentjie. Neefies, boetie. Ouma en oupa hier en 'n ouma en 'n oupa in Nelson. Help ons om wysheid al hoe meer te bekom. Die kosbare lewenstyd wat ons het, ten volle te benut. Amen. Al gedink oor die vraag oor hoeveel tevredenheid en ontevredenheid mense in jou lewe moet inbou. Hoeveel tevredenheid en ontevredenheid jou kinders mee moet grootmaak. Nou, dis Sondag en dis doopdag en ek is geneig om te antwoord ja, nee, tevredenheid. Tevredenheid, die Bybel is tog immers daarvan vol. Kom ons lees net so een of twee voorbeelde hiervan. Byvoorbeeld wanneer Paulus nou aan Timoteus skrywe en raad gee, omtrent soos 'n klein testamentjie wat hy sê, dis die beste wat ek vir jou kan gee, onder andere hierdie verse in die 6de hoofstuk. As iemand 'n ander leer verkondig en hom nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer wat met ware godvreesenheid ooreenstem nie, is hy, of natuurlik sy ook, verwaand en sonder begrip. En het hy eerder 'n sieklike aptyd vir meningsverskille,
klink bekend, né? Sieklike aptyt vir meningsverskille en stryery oor woorde. Dit lei tot afguns, tot rusie, lastering, bose suspisies. Hierdie goed is honderde jare gelede geskryf, dit is nie nou geskryf met wat met fopnuus aan die gang is, nie. Bose suspisies, aanhoudende geredekawel onder mense wie se denke ontaard het en wat van die waarheid beroof is en dink dat Godvreesendheid winsgewend is. Sjoe, dis ook al so oud soos die berge as jy dink hoe kerke onder andere hier in Afrika werk. Of baie kerke, nie alle nie kerke. Wat wel 'n groot wins is Godvreesendheid wat met tevredenheid gepaard gaan. Ons het immers niks in die wêreld ingebring nie en ons kan niks daaruit wegneem nie, maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. Vriende, en dan sommer, ek so uit die Bybel uit, ander deeltjie van Paulus, waar hy in Filippense die bekende woorde sê wat ons dikwels hoor, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En ek het al baie boodskappe en preke oor hierdie besondere vers gehoor. Meestal motiverings om dinge aan te pak, om dinge deur te voer, om harder te oefen, om beter te presteer. Maar dit staan nie in daai konteks in die Bybel nie. Dat ek maar sommer net die 11de vers voor die 13de vers ook lees. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek is immers tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hier gaan die boodskap oor tevredenheid nie as 'n uitdaging nie, nie as 'n stuk groei nie, maar om tevrede te wees as jy ook swaar kry. En ons moet natuurlik dan versigtig wees. Hier's tekste in die Bybel en hier's wysheid in ons omgewing wat pleit vir tevredenheid, maar ook die wat pleit vir ontevredenheid. En ons moet versigtig wees oor die dele wat ons pas. En dat ons juis die gedeelte wat ons nodig het, nou juis nie wil aandag aan gee nie. Ek dink nou maar, ek gaan nou nie daaroor uitbrei nie aan die Israel tekste wat nou so deur die massa media versprei word. En hoeveel mense nou beloftes uit die Bybel uit aanhaal uit 'n sekere plekkie, maar die oordeele wat God oor Israel uitgespreek het, liewerste vermy en dit nie aanraak nie. En dit wat Jesus dan gesê het en dan uiteindelik Paulus se wie is nou Israel, heeltemal vergeet. En net daai ou beloftes dat ek sal by Sion wees en Sion sal nooit vergaan nie en. Genoeg daaroor. Dieselfde maak ons met dinge soos tevredenheid en vrede en enige iets wat ons eintlik as Christene veronderstel is om te doen. Spreuke, om nog 'n voorbeeld te gebruik, praat baie meer eintlik oor ontevredenheid as oor tevredenheid. Jy moet ontevrede wees en daarom moet jy harder werk. Jy moet ontevrede wees en daaroor moet jy spaar. Jy moet ontevrede wees en daaroor moet jy dit en dat doen. Dis die wysheid wat ons veral ken. Daar is daarom ten minste een wat ek kon kry in die Spreukeboek wat waarsku teen, kom ons noem dit dan 'n soort van 'n ongesonde ontevredenheid. Die bloedseier, dis in 30:15 vir die wat dit wil onthou. Die bloedseier het 2 dogters. En die 2 dogters gil, gee. Daar is 3 dinge wat nie versadig raak nie. Die doderyk, die grond wat nie versadig raak van water nie, en vuur wat nie kan sê
genoeg nie. Jy sien, dis 'n keuse wat 'n mens moet maak. Kies jy vir die tevrede tekste of kies jy vir die ontevrede tekste? En dit het nou alles jare gelede gebeur dat Timoteus die raad van Paulus gekry het omdat hy in bepaalde omstandighede was. En dat Spreuke geskrywe is sekerlik om mense aan te moedig om nie so lui te wees nie, en nie te sit nie en nie te lê nie, maar iets met hulle lewe te doen. Wat is vandag se omstandighede? Ek dink mense moet ten minste rekening hou as ons oor hierdie ding van tevrede en ontevrede dink aan drie goeders, 3 aspekte, 3 omstandighede. Ons westerse mense se kultuur wat hoofsaaklik uit 'n tradisies van ontevredenheid kom. Die tweede is hierdie neiging wat ons in ons persoonlike lewens het om oorromanties oor die lewe te dink, om oorromanties oor tevredenheid te dink. En dan die hele groot probleem van die agteruitgang van rasionele denke in die westerse wêreld, brain rotting word dit in Engels genoem, en veral meer spesifiek oor wat genoem word the thieves of attention, die diefstal van aandag. Oor die westerse tradisie kan 'n mens sommer net vinnig sê, kom ons sien net ten minste in dat daar 'n mengsel van gevolge is. Die feit dat ons kinders grootmaak in 'n tradisie waar mense sê, jy kan nog meer, jy kan nog groei, jy kan nog dit, jy kan nog dat, het uiteindelik baie goeie gevolge gehad. As historiese, 'n hele klomp van hulle wat sê, maar dit het die Weste laat uitstyg bo die Ooste. Dit het die Weste die moslimryke laat wen. Want hulle was op 'n stadium met sterrekunde, met wiskunde, met alles was hulle die Weste ver voor. Ons het godsdienstoorloë met mekaar gemaak in die middeleeue. Wat het meegebring dat daar ewe skielik met die Weste uitgestyg is? En die een ding is kompetisie. Die een ding is om nie tevredenheid te verkondig nie. Die een ding is om te sê, die appel wat jy gaan eet, is daarvoor. Uitstel nou jou vergoeding, sodat jy later dit meer en beter kan kry. Ons behoort net ook te sien. Ja, laat ek net sê, van alles maak ons 'n kompetisie. As daar sang by skole is, dan werk dit net omdat hulle aan die kompetisies gaan deelneem. Dit is omtrent asof ons alles net in daai gleuf kan pas. Kom ons sien net die negatiewe in. Al die mense wat in ons stelsel nie wen nie, hulle is eintlik meer as die wenners. Wat word van hulle? Wat is die gevolge? In die Weste die geweldige eensaamheidskrisis, terwyl ons ouer en ouer word en al hoe meer ouer mense gaan hê wat eensaam is. Ek dink aan Japan, is nou nie heeltemal Weste nie, maar hy het so 'n sterk streep van die Weste in hom. En hoe daai, ek was so 'n paar keer daar, en hoe daai kindertjies wanneer hulle klein is, laerskool, voorskool, hoe hulle absoluut in 'n babbel van tevredenheid gehou word, van geluk en van die wonderlikste goed wat daar vir die Japaneese kindertjies is, en hulle is so gelukkig. En dan, op 'n stadium sê daai samelewing, right, genoeg van tevredenheid, nou is ons ontevrede. Net die top ouens gaan die beste universiteite kry, net die ouens in die beste universiteite gaan eendag werk kry. En daaroor is die selfdoodsyfer onder ouer tieners en jonger 20-jariges die hoogste in Japan. Manier waarop hulle dit doen is vir die trein in te spring, want dit is die goedkoopste vir hulle familie. Kom ons sien net in wat ons samelewing ook doen.
Alain de Botton, 'n Franse skrywer wat verskillende boeke skrywe, sielkundige sosioloog. En die een ding wat hy vir ons probeer duidelik maak is dat ons emosies nie gerad is vir dit waarmee ons ongemaklik is nie. Ons kan ongemaklike emosies eintlik glad nie hanteer nie. Nie in ons huise nie, nie met die kinders grootmaak nie, nie in ons werke nie, nie in ons samelewing nie. Ons het net nie hierdie vermoë om dit te kan verdra nie. Ons weet nie hoe nie. Ons word te kwaad, te humeurig. En daarbey saam leef ons met 'n oorromantisering van hoe die huwelik moet wees, hoe die gesinslewe moet wees, hoe dit en dat moet wees, en ons sien prentjies van alle mense, nie video's nie, sulke stil foto's in 'n goeie oomblik waar hulle almal glimlag en waar hulle almal gelukkig is en sê, maar my gesin is nie so nie, my huwelik lyk nie so nie. Vir 'n oomblik dink ek maar, dit kan tog anders wees. Dit sal dalk anders beter wees met iemand anders, met 'n ander soort kinders, met 'n ander soort werk, met 'n ander soort land. Wat ook al. Ons moet versigtig wees vir hierdie oorromantisering van tevredenheid. Ons moet versigtig wees met die ontevredenheid, ons moet versigtig wees met tevredenheid. En dan is die derde ding 'n baie interessante een. Dit kom van ekonome af, van alle mense. Die diefstal van aandag. En daar is die prentjie van Alain de Botton se School of Life, ekskuus tog. Hier kom hy nou, so lyk die boekie. Dan die derde ding, hierdie hele ding van breinrotting. En terwyl ons nou in 'n week is waar so baie oor die Nobelprys gepraat is, en twee mense wat dit verdien het en nie daarvoor gevra het nie, is Christopher Sims en Herbert Simon, twee ekonome. En die goed waarmee die ekonome hulle besig hou, is al hoe meer amper, kan mens sê, soort van sielkunde. En hierdie ouens sê, wat nou gebeur is in die werkplek en in die wêreld is, mense se aandag word so deur die media en deur die selfone en deur die advertensiewese beetgehou. Daar's eintlik 'n roep daarna. Jou foon maak kort 'n geluidjie. Ek het 'n message, ek moet iets doen. Kyk jy op in die strate, ry jy met die goudtrein Johannesburg toe, dan sien jy almal sit so. En as dit by die werkplek gebeur, en as dit in die studielokale gebeur, en as dit in universiteite gebeur, dan is dit die ding wat die meeste lei, dat die Weste wat op 'n stadium uitgestyg het, besig is om hulle breine te laat vrot. Want hierdie goed maak jou heeltyd ontevrede met waarmee jy besig is. Dis nie so belangrik nie, dis nie nuuswaardig nie. En heeltyd is daar en kom daar ander dinge na vore. Wat help? Die geloofsverhale. Alles wat die moeite werd is eintlik 'n geskenk. Dit word nie in fabrieke gemaak nie, dit word nie uit myne, goud uit myne gehaal nie. Dis nie diamante nie. Dis daardie fonteinwater wat die Here vir ons gee. En das alles is daar altyd 'n eerste in 'n soort van 'n kom ons sê dit anderste 'n gawe, 'n geskenk. Dis verniet. William kry hierdie water, hierdie geskenk, hierdie erediens sonder dat hy dit verdien as ware. Hy's nog klein, hy kan nie antwoord nie. Dis juist die punt. Dat God vir ons goed gee wanneer ons nog klein is, wanneer ons nie verstaan nie, wanneer ons verstaan ons ooit, bygesê. Dat ons dit ontvang as 'n geskenk. Die Duitsers sê dit die mooiste, Gabe und Aufgabe. Gawe en opdrag.
'n geskenk wat jy moet oopmaak en gebruik. In die Nuwe Testament is dit in die Grieks, in die indikatief, dat die Here vir ons vrede gee, dat die Here vir ons veiligheid gee, dat die Here vir ons vergenoegdheid gee. Maar dan is dit ook in die imperatief. Jy moet vergenoeg wees. Jy moet vrede handhaaf. Jy moet so en jy moet so. Op grond van wat jy gekry het. Tuindag help. Het is baie duidelik dat daar 'n volgorde is van hierdie gawe en afgawe. Hierdie gawe, dit eerste is kom van God af. Terwyl ons nog jonk is, terwyl ons nog nie eers verstaan nie, dan kry ons dit al. Tweede is dat ons dit wat ons gekry het, dat ons dit moet lewe. Jy sien dit in die tuine. Die saad, die wasdom, die vermoë van 'n plant om genetiese sekere blommetjie voor te bring. Ons het niks daarmee te doen nie, ons kan dit nie skep nie. Ons kan dit bietjie naskep met teeling en so aan. Maar eintlik die eerste is dat dit daar is. Die tweede is dat ons in die tuine kan werk. Dat ons rose kan plant of blomme kan saai of wat ook al. Een baie goeie voorbeeld is die Blombosgrot, waarskynlik een van die mees belangrikste plekke in ons land. Daar naby Jongensfontein, naby Stilbaai en vriende vir ek en Janetta wat so lank al dit wou sien, verlede week moontlik gemaak. In die Blombosgrot het navorsers daar moet staan ongeveer 75.000 jaar gelede. Het hulle produkte gevind in die Blombosgrot wat wetenskaplik is, se siening oor die mens nogal taamlik verander het. En hierdie argeoloog het onder andere die eerste sketse, abstrakte lyne, tekeninge gevind wat met oker geverf is op klippe. 77.000 jaar gelede. Ook parel, halsnoere en verskillende instrumente waarmee gejag is ensovoorts en punte wat hard gemaak is. Werklik 'n wonderbaarlike plek, sodat die mense nou moet sê, die moderne mens het nie 40.000 jaar gelede in Europa ontstaan met die Neandertalers nie, maar hier aan ons eie suidpunt, deur die voorgangers van die Khoi mense aan die Kaapse kus. En die groot vraag is, waarom juist hier? Waarom so vroeg in daai tyd al? Waarom is dit nie in 40.000 nie? En die antwoord, tevredenheid. Daar was 'n gesonde tevredenheid by daai mense, want daar was volop kos. Allerhande bokkies, die roofdiere was om een of ander rede nie so gevaarlik soos elders nie. Daar was in tye van die ysvereising van die wêreld en dan weer 'n losvereising, so die see het heeltyd op en af geskuif, het hulle heeltyd kon kos hê. En die skulpkos, sê die mense, is 'n verskriklike groot bestanddeel om die brein van die vroeë mens na die moderne mens te laat groei. Die fantastiese ding dat daar by hulle tevredenheid was. En daarom uit die tevredenheid, te gelykertyd, klink amper teenstrydig, maar dit is net ambivalent, uit die tevredenheid, te gelyk ook 'n ontevredenheid. 'n Ontevredenheid om met woorde te praat. En daarom begin daar geteken word, later diere en mense, maar aanvanklik sommer net een of ander boodskap, een of ander telling, een of ander iets, ons weet nie. En halsnoere, wat 'n man dalk vir sy vrou gegee het, en met 'n simboliese taal iets gesê het wat gewone taal, of dit nou Khoi taal is, of Engels is, of Afrikaans is, net nie genoegsaam is nie.
En daaroor gee ons ringe. Margaret en David het vir mekaar ringe gegee uit 2 verskillende kontinente. En ons het die dooptaal, die watertaal. Wat help die doop? Simboliese taal wat spreek oor alle tye en geslagte en ouderdomme. Eintlik sê dit net 2 goed. Aan William vanoggend het die Here gesê, ek het jou lief, William, net soos jy is. Jy kan tevrede wees. Maar ook tegelijkertyd, tweedens, in 'n orde, ek laat jou nie soos jy is nie, William. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie ontevrede wees, sodat jy al hoe meer die mens kan word wat ek het bedoel het jy moet wees. Die doop spreek van tevredenheid en tegelijkertyd uit daai basiese tevredenheid 'n gesonde ontevredenheid. Ek dink op tuindag moet die laaste woord aan 'n botanis gaan. En my gunsteling een en waarskynlik Isene ook is Ernst van Jaarsveld, verloor van die botaniese tuin, Kirstenbos botaniese tuin, die is daar by Babylons toren. Nou Ernst is 'n merkwaardige mens. Onder andere is Ernst betrokke by die versameling van sukkulente en veral die sukkulente wat groei teen loodregte kraanse oor die wêreld. So as Ernst nie daar by Babylons toren daar in sy kamers en goeders daar is nie, in sy kweekhuise nie, dan is hy ergens besig om van 'n kraans af te abseil om nuwe plantjies te soek. Daar is 220 sulke kraansplante al in die wêreld gevind. Hy het hulle almal daar in sy herbarium. 50 daarvan, van die 220, byna 1/4, het Ernst gevind. En nou sê Ernst, kan julle die geestelike boodskap van 'n plantjie verstaan, wat die Here vir ons daardeur wil sê, van hierdie kraansplante? Want in sy doktersgraad vind hy, dat hierdie kraansplante, wanneer hulle saadjies nou so op 'n loodregte kraans is, dan begin hulle die ander familie, hulle mede, wat in dieselfde genus is, dan begin hulle die vermoë om te steek, die dorings verloor. Hulle het nie meer soveel gif nie. Hulle het nie meer soveel afskrikmiddels nie, want hulle het dit nie nodig nie. Die vyande is nie meer daar nie, want hulle is aan die rots vas. Hoor jy wat Ernst vir ons sê? As jy aan God as rots vas is, hoef jy nie heeltyd jou naels uit te steek om jouself te beskerm nie. Hoef jy nie heeltyd sekere woorde te hê nie. Jy kan eintlik meer jouself word, sonder die dorings, sonder die gif. Amen. Vriende, kom ons neem ons dankgawes op. En die antwoordlied, ek is jammer ons is 'n bietjie oor die tyd, maar my liewe kollega het ek opgehou sodat hy laat klaar gekry het en dis waaroor ons nou so 'n bietjie oor die tyd is en daar's allerlei partytjies wat voor lê. Van die
Sjoe, Tanya, dit was wonderlik. Baie dankie. Baie dankie aan jou en Joyce. Vriende, ons antwoordlied is ook 'n belydenis dat die goedheid van die Here nie gepyl kan word nie. Een van daai proffies oor wie ek net nou gepraat het, daai ekonome Herbert Simons sê ons is in so 'n situasie dat ons onsself amper nie in die weste kan red nie. Hy sê want ons as jy nou vra, wat is dit wat die aandag in ons afsny, wat die tevredenheid in ons knip? Dan vra jy en jy sê is dit ons wilskrag wat te min geword het? Of is dit die omgewing waarin ons bly wat net vir ons te veel geword het? Die oorlaaiing van inligting. Jy sê maar as jy 'n skêr knip albei dit gelyk. Jy kan nie vra as een of die ander een nie. Dis die saamwerk tussen hierdie twee dinge. En daar's eintlik op volgens hom eintlik geen oplossing tans nie. Behalwe as jy nou regtig wilskrag het en jou foon kan eenkant gaan sit en nie by hom die werk toe vat of skool toe soos die Australiërs nou al hulle kinders verbied nie. En dalk in 'n biblioteek gaan sit om net te fokus en nie eers advertensieborde of iets te sien nie. Wonder tog, kan die goedheid van die Here ons nie red nie? Kan dit nie ons oë oopmaak vir die fonteinwater nie? Kan dit nie ons oë toemaak vir die goudstawe nie? Die goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil. Die Here gee in die eerste plek vir jou sy genade en sy liefde, sy teenwoordigheid en die lewe van plante en diere en mense. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God
En die troue nabyheid van die Heilige Gees sal by William Belser Rees en sy boetie en sy neefies en sy familie, ja, sal by ons almal wees en bly.